Goeiemôre en welkom. Sy hartlike goeiemôre, Ros. Lekker. Jong, wat 'n lekker dag vandag, né? Weet jy, dit is amper asof dit 'n spesiale dag is vandag. Is 'n baie spesiale dag. Kyk, is mos nou April Fools Day soos ons hom ken. So ek dink ek en jy was ook so half tentatief. Groet ons nou nie. Is die span besig om ons dalk bietjie Veral die feit dat ons opgeneem word en dalk gaan iets hier uit die dak uitval of whatever. Gekke dag. Ek trust niemand tot die middel van die dag nie. What did they say? 12 p.m. You can only pull your gekke dag grappies tot 12 uur die middag en dan is dit nie meer snaaks nie. Gepraat van die gekke dag grappies. Het jy al 'n paar grappies gemaak met iemand of is jy al poetse gebak? Nee, luister Pieter, ek is so 'n vervelige mens in die regte lewe. Ek haat te poets. I don't enjoy it. I don't think it's funny. Ek is net baie vervelig. En jy? Nee. Jy lyk vir my soos 'n bietjie van 'n poetsbakker. Ja, ek het al 1 of 2 lekker poetse gebak rondom gekke dag, maar meer daaroor later. Vandag, gepraat van poetsebak, gesels ons by die prokureur Neil Kloete oor hoe ver 'n grap geneem kan word sonder om jou in die moeilikheid te laat beland. Adrian Wildskut deel meer oor sy ongelooflike oorwinning by die New York City Half Marathon. Cobus Galloway vertel ons van sy unieke styl en die storie agter Idees vol vrees. En soos altyd sluit ons af met 'n bietjie musiek. Roan de Toy kom kuier met sy nuutste enkelsnit. Dit sal lekker wees, dankie. Dit sal lekker wees. Dankie. Nou ja, luister, hou jy van pampoen? Pampoen? Pampoen. Ja. So hier en daar. Dit is nou nie die top of my list of favorite vegetables nie, maar I do enjoy it, yes. Ek dink ook maar net soos wat hy tradisioneel gemaak word, is hy maar altyd op sy lekkerste en op sy beste. Hoekom ek vra is, hulle het nou onlangs 'n groot pampoenfees dingetjie gehad en ek was hier in Pretoria ook plaaslik by 'n pampoenfees storieetjie. Luister net gou hier. By die Heidelberg Groot Pampoenfees in die Wes-Kaap het Piet Lots, wat tussen Riversdal en Stilbaai boer, weer met 'n eerste plek weggeloop. Hy het 'n pampoen gekweek wat 1221 kg weeg, 1.2 ton. Dis 'n nuwe Suid-Afrikaanse en suidelike halfrondrekord en hy is nou net so 57 kg van die wêreldrekord af. Hy sê die geheim is baie goeie grond, hou dit eenvoudig, baie aandag en 'n bietjie liefde, of sal ons ook maar sê baie liefde. Na die kompetisie word die pitte van die pampoene geoes en aan kleinboere en sopkombuise geskenk. Die fees self het baie klein begin in 2007 met pampoene van so by die 45 kg en nou praat ons van meer as 1 ton se pampoen. Dit wys net hoe dit oor die jare gegroei het. Jo. Nee. En ek kan onthou ek het destyds ook vir die ander program waarby ek betrokke is, 'n storie gaan doen oor een van die pampoen. Jy ook seker. Ek onthou dit. Nee, ek onthou jou storie, ja. Hoor jy, en dit was nou regtig, want ons het die hele storie gedoen waar die pampoene nog gelê het in die boord of daar op die stukkie grond wat hy nou vertroetel is en die oplaai daarvan en daarna toe gaan. Hy word omtrent gekaddel en warm gehou met 'n kombers. Yes. Weet jy wat is vir my so interessant oor hierdie groot groente, reuse groente, is hoe lank dit vat eerstens om hulle te kweek, maar hoe groot hulle word. It's amazing. 1.2 ton vir 'n pampoen. Hoe weet jy, dit is nou klaar gegroei? Teen watter stadium is jy soos, okay, hierdie 1.2 ton, ons gaan hom nou, we're not going to push it to grow any further than this, we're just going to kind of, like, this is where we're going to stop now. En hoe word hulle so groot? I want someone to take me through it. Is it a specific gene of the giant pumpkin seeds? Of is dit maar nou net, jy sit nog kunsmis by, of jy sit, ek weet nie. Jan in die boontjie rank was dalk nie so groot met hom. Ek wil weet jy het altyd lekker idees vir opvolgstories en so wat ons hier moet doen. Maar ek wil regtig dalk hierdie wenner inkry. Ons moet vir Piet Lots kry en sê, Piet, kom. Oor 'n video call of wat ook al, net om vir ons stap vir stap deur die proses te vat, because I don't get it. Van wat ek kan onthou, dis ook nou al 'n klompie jare terug wat ek het gedoen het. Was dit net 'n gewone pampoenpit of 'n pampoen, jy weet, soos wat 'n ouma gewone pampoene sal gaan plant en so, maar dit gaan maar net oor bietjie meer water en bietjie meer dit in die grond, bietjie minder dat, so gaan dit aan.
Okay. Maar op hierdie stadium bly ek maar net 'n pampoen wat die boerdery aanbetref. Pampoenkoen. Hier's nog iets wat baie mense dalk gaan verras. Met elektrisiteitspryse wat weer gaan styg, dink baie mense die oplossing is om energiedoeltreffende toestelle te gebruik. Maar kenners sê dat dit nie altyd so eenvoudig is nie en dat families wat oorskakel na die toestelle gereeld nie verbetering in kragverbruik sien nie. Al gebruik die nuwe toestelle minder krag, gebruik mense dit meer dikwels. Enige besparing verdwyn dus eintlik. So dit word die Jevons Paradox genoem of Jevons Paradox genoem. Hoe meer doeltreffend iets raak, hoe meer gebruik ons dit. Daar is selfs gevalle waar mense tot 2/3 van hulle verwagte besparing verloor het, omdat hulle die toestelle net meer gebruik het. So die boodskap is dus dat dit nie net gaan oor dat dit nie net oor jou gebruik gaan nie, maar oor hoe jy dit gebruik. Gebruik soos om toestelle af te skakel, minder te gebruik en te verbruik. En jou verbruik meer te kontroleer. Ek verbruik vandag nie lekker my woorde nie, maar uiteindelik sal dit die grootste verskil maak aan die einde van die dag. Daar's jou eerste gekke grap. Daar's my eerste, dit is, dankie. Dankie produksie vir die gekke dag grappie wat daar in my foute gestaan het. So sal ons hulle reg kry. Luister, dit voel asof mens nie kan wen nie. Jy kan net nie wen nie. Nou gaan koop jy gonna go and buy a new refrigerator. It's got an A++ energy efficiency rating and it's supposed to, use less electricity and be better for the environment. Much more sufficient. Maar nou, as jy dit nou te veel gaan gebruik, daar is jou idee om meer kragdoeltreffende toestelle te gebruik, nou ook daarmee heen. Nee, dis hoekom ek sê, lyk vir my 'n wors het altyd twee kante. Die waarheid, nie die waarheid nie, en alles wat in die middel gebeur. Maar dis lyk vir my die storie ook. Nee, jy kan geld spaar, maar jy kan bietjie minder spaar of jy kan meer spaar, maar eintlik gaan ons vir jou. Dis maar net. Dit voel nie en dit voel soos hierdie paradox eintlik like it just goes across everything that you try and do. Ja. Okay? Ek gaan nou minder probeer ry omdat die petrol of die brandstof bietjie duurder gaan word. Ja. Maar omdat die brandstof duurder gaan word, moet ek meer werk doen en dit is meer werk wat gaan beteken moet meer ry. So alles is die heeltyd soos wat het kurseletjie 6-7 Ja, tipe presies dit. En dis selfs maar met die elektrisiteit ook. Nee, ons gee vir jou elektroniese voertuig, maar nou gaan elektrisiteit. Presies. Nee, ek dink dit is maar net mens kan net so ver probeer soos wat jy kan. And sometimes it's going to work out, sometimes it's not going to work out. So if you have an energy efficient appliance, use it wisely, because apparently you use even more electricity. Maar kyk net hoe lekker gaan die dinge vandag ook vir jou uitwerk op hierdie April Fool's Day. Bly ingeskakel want ons hoor net hierna oor hoe ver is te ver wanneer jy 'n poets bak vir iemand. Wanneer is te ver? Ek het al baie gewonder daaroor. Eintlik weet hy seker, maar Maar nou ja, bly ingeskakel vir dit en nog meer net hier op Goeiemôre, good morning. En vandag is my woordjie pampoenkoen. Daar sy. Dalk is jy groot nie, maar ons is hier. Pampoenkoen. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings.
Natuurskoon en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ek het volgend oor dit gepraat. Moenie die goed indruk nie. Vra vir die kliënt of hy nog 'n sakkie wil hê. Nou druk jy dit in 'n sel brood hier. Dis hoekom die brood gesqueeze word. Ek gaan nie weer praat nie. Jy gaan nog 'n sakkie. Okay. Skus tog? Hulle voor ons raas nie. Sjoe. Ja, maar die probleem is mevrou, hulle druk dit in en Ja, maar luister, jou gedrag is onprofessioneel. Maar is dit om met meneer hulle stingy is en nie genoeg sakkies vat nie of is dit hulle wat die goed indruk? Nee, moenie met hulle raas. Vat meneer genoeg sakkies? Hallo papa. Papa, iets ernstigs het nou gebeur. Ek het per ongeluk bietjie vinnig oor die stopstraat gery en toe was daar 'n spiekkop agter my. Toe sê ek, toe maak ek nou maar 'n storie op en sê papa het soos van die trappe afgeval en ek nou vinnig by die huis kom. Nee, laat papa nou daar lê. En toe sê die spiekkop nee, maar hy gaan nou maar soos huis toe kom om te kyk of papa nou okay is. So hy ry nou hier agter my aan. So papa moet my nou help. Jok. Ek gaan jou nie help, jokie. Dis 'n 3000 of 4000 rand se boete. Maar kom ry jy stopstraat? Okay, ek het nie oor die stopstraat, ek het net nie doodgestop nie, verstaan papa? Nou wat moet ek dan doen? Papa, ek weet nie, maar help my nou net. Nee, maar dan gaan jy op die land speel. Nee, hy het gesê hy wil net sommer om te kyk of papa okay is. Nou wat, so het jy was mamma? Ek het gesê ek het nie 'n ma nie. Sê vir mamma sy moet net wegkruip, maar papa, ek moet nou ry. So maak dit net convincing, okay? Papa? Dis nie kom besie nie. Dis ingeskakel op Goeiemôre, good morning. Dit is April gekke dag, dag van grappies en poetsebak, maar hoe ver is te ver? Wanneer raak 'n onskuldige grap iets wat jou in die moeilikheid kan laat beland? Ons gesels nou met die prokureur Neil Kloete van Weavent & Weavent Inc. om die wetlike kant van poetse beter te verstaan. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Môre Rosanna, is 'n voorreg om weer hier te wees. Neil, wanneer raak 'n grap eintlik iets wat regsgevolge het? Hoe ver kan jy iets vat voordat die persoon wat dalk die slagoffer is, die regstappe kan volg? 'n Grap gaan te ver die oomblik wanneer iemand skade ly, wanneer iemand belaster word, wanneer iemand se eiendom vernietig word, of wanneer iemand belaster word. So, mense verstaan nie regtig dat hulle aksies 'n reaksie kan uitlok nie. En die reaksie van my dalk sê nou jy lieg of jy maak 'n storie op of wat ook al en ek is soos in die verleentheid geplaas. Dit is my reg om dan te kan optree teen jou, sê nou jy die poets gebak. 100%. So ons kry verskeie voorbeelde in die reg. Die voorbeeld wat jy nou gedoen het, waar dit jou persoon, jou fama en jou dignitas, jou reputasie en goeie naam wat Rosanna het, aantas, dan het jy 'n lastereis en daarvoor kan jy seker soveel regtelike eise instel. Dit is nie net teen persone nie, maar 'n lastereis kan ook deur maatskappye, indien iemand 'n maatskappy se goeie naam en reputasie deur die modder sleep met 'n poets wat hulle wil bak, dan het hulle ook 'n eis daarvoor. Wanneer eiendom beskadig word, dan kyk 'n mens na 'n strafregtelike eis vir saakbeskadiging. Ons het selfs gevalle gesien in die reg waar
sekere kollegas in 'n werk wat saam met ander werknemers werk waar hulle iemand se selfoon vat en hulle dan daarna afgedank word. Dit is nou gevalle waar die arbeidshof dit omvergewerp het en hulle heringestel het, maar daar's ernstige regsgevolge as die poets nie binne perke bly nie. En vir julle as prokureurs, hoe ernstig neem julle hierdie sake op? Sê nou, ek is nou daar's valse inligting oor my versprei en ek is op 'n manier gelaster en ek kom na julle toe en sê, luister, hierdie het met my gebeur, iemand het gedink dit is 'n grappie, maar ek dink nie dis baie snaaks nie. Ons neem alles baie ernstig op, want dit is vir die persoon wat ons nader 'n baie belangrike saak. Wanneer iemand ons nader en sê, luister, ek was nou die slagoffer gewees van 'n slegte poets of ek is belaster, dan ondersoek ons dit. Ons vra gewoonlik vir bewyse, want in terme van laster is dit baie belangrik om te sien dat dit aan sekere vereistes voldoen. Selfs gewone innuendo, soos ons na verwys, kan ook as laster beskou word. So as jy na ons toe kom, ons toets al die feite, ons kyk na die publikasie wat gewoonlik gemaak word, en dit is een van die trefwytes of een van die vereistes om 'n geldige eis te kan instel. Ons ondersoek dit en ons adviseer jou dan oor die regsgevolge en die moontlikheid van die instelling van 'n suksesvolle lastereis. Wat nou van fisies of emosionele skok? Dus gewoonlik is 'n poets, jy word geskok met iets of hoe kan jy dit dan bewys dat dit eintlik vir jou as persoon skade aangedoen het, veral die emosionele skade, want daar is nie altyd bewyse van dit het my regtig in 'n depressie laat gaan nie, of dit my regtig sleg laat voel nie. Ek dink nie daar is altyd gedink aan die emosionele skade waaronder iemand kan ly wanneer 'n poets gebak word. 100%. So die emosionele skade sal jy ook 'n eis voor hê, soos byvoorbeeld wanneer iemand jou privaatheid skend. Wanneer iemand jou privaatheid sou by inbreuk maak, en daar sal versekerde eis ook daarvoor wees wanneer dit subjektief deur jou ervaar word as iets wat jou emosioneel aangetast het. Ons praat van dit gewoonlik in die skadevergoedingsreg as die redelike persoon toets. Indien die redelike persoon in dieselfde omstandighede ook dit sou ervaar het as 'n skending van hulle privaatheid of dat hulle emosionele skade sou opgedoen het vanweë die daad of die poets wat teenoor hulle gebak is. So dink jy ons is op hierdie stadium 'n bietjie oorsensitief oor hierdie tipe goed? As iemand sê, ag man, ek het net 'n joke gemaak. Ek dink dit gaan oor die persoon. Ons maak altyd die grap en sê dat So julle maak ook grappies. Ons maak ook grappies. As jy die bottelstoer bel en vra met Captain Morgan te praat, of as jy KFC bel en jy vra jy wil Kolonel Sanders praat, dis nie dieselfde lig as wanneer iemand persoonlik aangetast word. Die bedoeling kan nie noodwendig wees om die persoon aan te tas nie, maar indien dit so subjektief aanvaar word. As 'n voorbeeld, skoolkinders wat al gegaan het en 'n poets gebak het vir wat hulle gemeen het en wat hulle so bedoel het, 'n poets is vir onderwysers, dit het al in die hof gedraai. Ja, ek weet dit, hierdie is 'n kwessie waaroor ons eintlik baie langer kan praat, maar byvoorbeeld die ontgroeningsproses by 'n universiteit of 'n college of wat ook al. As iemand dan verantwoordelikheid moet neem vir iets wat as 'n groep gedoen word, wat is dan die regsproses daar? Ons sien gereeld dat studente en leerders in skole die grense toets in terme van hoe ver 'n poets geneem kan word, of in die geval hoe ver die ontgroening geneem kan word. Daar's perke soos die skending van privaatheid. Ons het die geval gesien van die student wat geïrineer het na bewering in sy medestudent se kamer. Dit het ver gegaan. Daar sal selfs gevalle gewees waar studente op ander studente geskiet het met 'n windbuks. So daar is sekere perke en grense wat dit net eenvoudig te ver gaan. En weer eens kom die redelike persoon toets hier in speel wat ons spesifiek kyk om dit te beperk en dat die grense wat die ontgroening aangaan nie te ver gedryf word en iemand fisies, emosioneel of in randwaarde skade sou ly. Ja, net om jou af te sluit, ons het so 'n minuut oor. Watter raad het jy vir iemand wat dalk vandag 'n poets wil bak? Hou dit binne grense, maak dit lighartig en maak seker dat die persoon wat jy die poets mee bak,
dit ook so sal ervaar. So dink aan hoe dit die ander persoon sal impakteer of die effek wat dit op die persoon sal hê as jy 'n poets sou bak. Wow. Neil, hierdie was nou so 'n interessante en insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Dis 'n groot voorreg. Baie dankie. Ja, as jy beplan om 'n poets te bak vandag, maak seker dit is iemand wat nie dit te ernstig gaan opneem nie en ook nie iets wat jou in die warm water gaan beland nie en ook nie iets wat jy aan my gaan doen nie, want ek is nie 'n persoon wat hou van poetse en poetsbakkery nie. So daar het jy dit. Bly net waar jy is. Ons is nou terug. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts. Ons sportgas vir vandag is 'n man wat net so 'n paar weke terug die New York City halfmarathon gewen het. Adrian Wilchut, alipad daar van Amerika af, skakel nou by ons in. Adrian, baie welkom by ons. Lekker om jou te hê en baie dankie vir jou tyd hierdie tyd van die aand. Eerstens moet ek jou vra, hoe het jou lewe sedertdien verander van dit jy New York City halfmarathon gewen het? Goeiemôre en baie dankie dat julle vir my het hierso. Ja, ek dink ek neem nou al deel vir julle paar jaar op die vlak en ek dink New York was maar net nog een van die groot wedlope wat ek kan deelneem. Ek dink nie het baie veel verander nie. Natuurlik is daar baie media en dinge wat aangaan, maar soos ek sê, dis niks nie. Dit is maar nou wat die afgelope paar jaar nou al gebeur. Adrian, ek is werklik waar geïnteresseerd om te hoor by jou. Jy het begin hardloop omdat jou ouer broer begin hardloop het en ewe skielik na al hierdie jare is daar al hierdie Suid-Afrikaanse rekords. Ek dink ek het ophou tel by 12 wat jy nou alreeds opgestel het oor jou tyd. Hoe het dit gebeur? Vat ons net terug na die begin toe asseblief. Ja, ek het baie belang gestel aan ander sportsoorte, soos byvoorbeeld rugby, cricket, sokker en ewen skaak by my hoërskool en akademie was vir my baie belangrik en dis die tipe goed wat ek vir my mee besig gehou het en my broer Nadeel, hy was die langafstand atleet in die familie en eendag was ek klaar met al my verantwoordelikhede en was baie verveeld by die huis en het toe besluit om vir hom aan te sluit by hom en ek het dit baie geniet want dit is baie individueel en ek kon van myself sien wat bietjie anders as van groepsport soos rugby en cricket. En
toe dit nou begin deurkom dat jy soveel talent het, wat het toe gebeur? Hoe dinge van toe af gegaan? Want ek sien Zola Bud was 'n groot deel van 'n besluit van jou om oorsee te gaan. Ja, toe ek het skool klaarmaak, toe het ek my eerste jaar by die Universiteit van Weskaap klaargemaak en dan na daai eerste jaar toe het ek beurs gekry by Coastal Carolina Universiteit in South Carolina en dit is waar die Zola die hoofafrigter was in langafstand en die landlope en dit is hoe ons al twee van ons beurse gekry het oor see en ek is nog steeds nou hier, ja. Ek weet dat jy besig is om hard te werk aan meer nagraadse studie. Vertel gou vir ons daarvan voordat ons op hardloop fokus. Ja, ek het my ondergraads klaargemaak in besigheid en ek het toe nog 'n sportbees gekry by Florida State Universiteit en ek het toe my MBA daar klaargemaak en ek is nou al amper 3 jaar klaar met dit. En wat wag daarna vir jou? Of is daar 'n kans dat jy miskien voltyds gaan begin hardloop? Ek hardloop nou al voltyds vir die afgelope 4 jaar. 4 jaar. So ek is nou al toe klaargemaak met my studies, toe ek begin voltyds hardloop en ek doen ander goed ook. Ek het besigheid begin met ander 3 vennote van my in Florida. Ek is heidaglik in Arizona en dan het ek ook 'n boek geskryf, so ek hou my taamlik besig met ander dinge. Dit vat 'n rukkie, 'n hele paar jaar. Ek moenie eintlik sê rukkie nie, 'n hele paar jaar voordat mense soort van tye hardloop wat jy op die oomblik hardloop 26:50 vir die 10 en 13 minute gebreek vir die 5000. Hoe het jy oor al die jare meer en meer bygesit en daardie lading begin regkry sodat dit jou pas? Ja, ek dink dit vat te lank. Is nog al 'n redelike tydjie wat dit vat en vir my persoonlik het dit amper 12 jaar gevat om by die Olimpiese spele uit te kom. Ook Moos Hartog, die eerste coach en ook Tobias Philander, my tweede coach, toe ek by EWK was en toe ek van Zola af gaan na Florida State toe, dit is waar ek baie technical coaching gekry het en regtig waar van net 'n normale goeie atleet beweeg het na iemand wat kan kwalifiseer vir wêreldkampioenskappe en Olimpiese spele en toe ook Suid-Afrikaanse rekords begin breek toe ek van Florida State af professioneel begin hardloop. Ek is ook verskriklik geïnteresseerd om te hoor, jy noem die Olimpiese spele, hoe was daardie ondervinding vir jou en jy was daar of daaromtrent net tot omtrent die einde toe, 'n wonderlike 10de plek op jou einde. Ja, dit was 'n baie wonderlike ervaring. Ek kan onthou toe ek begin hardloop het ek nooit gedink ek sal by die Olimpiese spele uitkom nie. My doelwit was altyd om net beurse te kry sodat ek nie nodig het om studentelenings te maak, studielenings te maak vir my akademiese goed nie en dit dan vir dit kan betaal en dit was maar my primêre doelwit gewees en toe ek daar kom, toe was dit vir my baie groot ervaring en alle jare se afwagting en harde werk wat net so in een oomblik voor jou oë is en dan jy ook dit baie geniet en ja, maar dit was 'n baie groot ervaring. Ewen vir my, dit is nog steeds die grootste ervaring wat ek nou al aan deelgeneem het. Ek wil baie graag by jou hoor. Vertel vir ons kykers, hoe oefen jy? Vat ons deur 'n oefenweek en die kilometers wat jy doen en dan natuurlik die spoedwerk en die kragwerk wat daarmee saamgaan. Ja, as ek nou vir 'n wedloop soos New York byvoorbeeld voorberei of wêreldkampioenskappe, dan is my afstande nogal redelik gestek. Ek sal gewoonlik so net die by 160 km 'n week hardloop en dan redelik amper 3-4 workouts 'n week het en dis nou harder, maar dit hang ook maar nou af wat die pace van wat die coach voortref en het was om gewoon de dag in de kerk te gaan en maar ja, dan zal ik eigenlijk 2 gym sessies ook in die week. So ja, dat is 'n hele paar wat ek doen. 100 myl klink maar altyd vir meeste atlete na die nommer, nie waar nie. Kom ons gesels oor New York self. Vertel vir ons van die wedloop asseblief. Ja, ek was eintlik in Suid-Afrika gewees vir
5 of 6 weke vir 'n oefenkamp in Potchefstroom en dit was nou redelik lekker warm daar gewees en oefening het redelik goed afgeloop. En ek het die wedloop 10 kilometer in Port Elizabeth gedoen vir voorbereiding vir New York. En toe ek nou in New York toe kom, is dit nou vreeslik koud en dit was nou by die begin van die wedloop was dit 1 grade Celsius en ek kom nou uit die somer uit in Suid-Afrika uit, so dit was nogal vir my iets gewees. En na die tyd, en toe ons nou aankom, het ons nou al die goed gekry, soos die keppies en die handskoene en die arm sleeves en seker gemaak dat ek net warm bly en goed. En dit het nogal nie vir my te veel geplan nie en ek het baie goed gevoel, baie beter as wat ek gedink het ek sou voel, want die travel maak ook nogal 'n mens redelik moeg. Maar ja, dit is die doelwit was nie om vinnig daar te loop nie, dit was net om die wedloop te wen, omdat dit so 'n moeilike field is en ja, so ek het dit baie geniet en na die tyd was dit nogal lekker om klaar. Is altyd lekker om klaar te wees met 'n wedloop soos daai. Ek weet en ken die gevoel. Adrian, laastens, as jy so goed oor die halfmaraton gehardloop het, staan die kop uiteindelik maraton se kant toe? Ja, ek bedoel, ek almal het vir my gesê, soos ek nou al aangekom het, dat die marathon gaan heel waarskynlik my beste event is en ek shy nie away van dit nie. Maar ek is ook 'n persoon wat probeer leef in die oomblik. Ek het 'n mens life, dit is so fleeting sommige kere en ek wil net dit geniet terwyl ek daar is. So ek gaan nie te ver vooruit leef nie. Ek geniet dit waar ek nou is, ek geniet dit en ja, ek is seker ek gaan marathon een van die dae sal ek seker 'n marathon doen, maar dit is nou nog nie op die. Ons moet dit ongelukkig daar los. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Ons is net hierna weer terug. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Dis goeiemôre, good morning. As jy die afgelope 15 jaar gereeld aanlyn was, het jy 10-1 al 1 of 2 van Cobus Galloway se grappies raak gesien. Die man agter Idees Vol Vrees skakel in om te gesels oor sy unieke styl, sy storie en waar al hierdie idees vandaan kom. Cobus, welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, lekker om so vroeg by julle te wees. Lekker vroeg, ja. Vat ons terug na waar Idees Vol Vrees begin het en hoe dit ontwikkel het tot wat dit vandag is. Ek dink mense moet ver terug gaan. So ek is maar skaam introvert seentjie gewees en toe het ek altyd teken gebruik as 'n uitlaat en ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar so 1999 toe begin ek 'n spotprentreeks en dit raak toe
'n groot ding nog voor Facebook is pages gehad het. En toe in 2011 te kontak 'n maatskappy my of 2010, dis hulle hou opteken, ons wil 'n animasiereeks maak. Kry so lank vir jou iets anders om jou besig te hou. Toe kon ek nie meer daai ou spotprintreeks teken, dit was met die hand geteken, my 8 ure bladsy gevat. Toe begin ek dit net digitaal doen en opsny in blokkies as idees wil vrees. Dieselfde ding wat ek al vir hoe lank doen van ek 'n seentjie was, en toe die digitale era oorneem, toe was ek net een van die eerstes op die wa, en toe raak dit hierdie groot storie, en ek het net 11 vriende invite op Facebook, om vir hulle 'n paar spotprente te wys, en nou is daar 500,000. Dis ongelooflik, en nie net die groot sosiale media teenwoordigheid wat jy het nie, maar daar is handelsmerke wat jou nader om amper vir hulle sulke klein advertensies te maak. Dit is seker ook vir jou iets wat jy geniet, want nou is dit iets wat jy begin het, wat mense nou regtig die waarde daarvan sien, en hulle handelsmerk wil gebruik, jou werk wil gebruik om hulle handelsmerk te bevorder. Ja, ek dink dis 'n goeie uitlaat vir maatskappye, want dit is 'n stokperdjie vir my wat in 'n besigheid verander het. Ja. En nou kan maatskappye my volgeling gebruik in plaas van om 'n koerant te nader. Nou het jy hierdie nuwe mark wat presies Afrikaans is, presies hou van 'n sekere produk of diens, en jy kan dit gebruik as 'n uitlaat. So dis 'n hele nuwe ding daar buite vir advertensiewese in geheel wat niemand anders doen nie. Jou humor is nogal skerp en soms effens donker. Was jy nog altyd so, of het dit oor tyd ontwikkel? Ek dink donker is 'n relatiewe naam om te gebruik, of 'n woord om te gebruik, want wat is die maatstaaf van donker? Iets wat dalk vir jou donker is dalk vir my 'n norm. So hulle sê mos donker humor is soos lopende water in Johannesburg. Nie almal kry dit nie. So dit is al vir jy moet weet en hoe ouer ek geraak het, toe ek 23 of 24 was, ek dink ek was 24 toe ek die Vol Vrees begin het, ek word nou 40 volgende maand. So my denkwese daai tyd is nie dieselfde as nou nie, so deur om seker grappies te maak wat dalk onvanpas was daai tyd, is dalk nie nou nie, en andersom, en so groei jy ook om te sien, ek moenie dit doen nie, dit werk beter, of jy is nie nou mee besig met 'n stokperdjie, jy is nou besig om 'n besigheid te bou. So my humor is maar nog meeste van die tyd skoon, en my grootste mark is kinders, skoolboeke, skoolhandboeke, idioomboeke. So mens moet maar jou fyn lyn trek om nie op tone te trap nie. Ja, ek is ook so mal daaroor dat humor gebruik word om die taal te koester, en dit is net vir my so lekker om jou goed te lees en om te dink hoe skerp jy eintlik is. Maar dit is seker deel van jou kreatiewe proses, dat jy met doelbewus dink aan idees, of is die inspirasie iets wat jou onverwags tref? Ek dink dit gaan altyd van daai wees. Ek weet ek begin het ek altyd ietsie neergeskryf, as ek kan onthou, dan maak ek 'n notaboekie en daar's honderde idees neergeskryf. En baie keer ek en jy sal nou byvoorbeeld praat oor April Foolsdag of Gekkedag, dan sal ek dink, okay, die onderwerp is Gekkedag, wat kan ek doen in verband met dit en die petrolprys? So as ek in 'n gesprek is, kan dit iets van self bring, of ek sal dit neerskryf sodra ek aan ietsie dink. So ek het altyd my lysie, maar die meeste van die tyd kom dit van self. In die oomblik, dis maar soos iemand wat wiskunde gee, hy maak somme in sy kop heeldag. Ja, ja. Jy het al 'n groot verskeidenheid werk gedoen oor jare. Hoekom dink jy resoneer mense so sterk met die spesifieke styl waarmee jy werk? Ek dink omdat dit reg is. Ek dink ek doen dit vir die regte intensies. Ek het dit begin as 'n gawe wat ek gekry het. Dis nie iets wat ek gesê het, ek gaan nou begin influencer video's skiet net om geld te maak, of ek wil nou hierdie doen vir XYZ redes nie. Ek dink die mense sien ek is Afrikaans, ek bemark Afrikaans, ek bevorder Afrikaans, en soos wat dit in skoolhandboeke gebruik word en eksamens gebruik word, voel ek ook amper soos 'n pappa vir baie kinders, want ek het al so baie kinders deur skool gesit, sonder dat ek eers wou, of dat dit die doel was, hoekom ek Idees Vol Vrees begin het. So ek dink die eindresultaat is my gawe en my werk help ander mense indirek, en ek dink dis wat my aanhou om dit te laat doen ook. Ja, ek is so mal daaroor, want as 'n mens leer deur middel van humor, is dit altyd amper makliker om te onthou wat dit is wat jy leer. As jy moet kies, watter van jou illustrasies staan vir jou uit as gunstelinge, of waarop jy die trotste is, wat sal jy uitsonder?
Dis 'n moeilike een, want ek het al oor die 2000 verskillendes gedoen en ek bring nou volgende maand my 8ste boek uit. Elke boek het ook so 150 spotprente in. So dis maar om vir 'n ma van 2000 kinders te vra, wat se kind is jou gunsteling? Ek bedoel, ek kan net nie voor die ander 1999 sê nie. Maar ek dink dit sal een van die eerstes wees wat ek dalk geteken het ook, want dit was maar net die eerste toon in die water gesit en toe gaan die hele lyf in. Ja. So daar is jy gunsteling. Ek dink die gunsteling is maar wat die mense ook die gunsteling maak. Laat beland het of waaroor jy later bietjie anders gevoel het of anders gedink het en sê, miskien het ek dit bietjie ver gevat. Ja, daar was so 1 of 2 oomblikke, maar ek was, soos ek laas gesê het, 24 jaar oud gewees, so Ja. dit was nog net daar toe Twitter, dan tweet jy gevinnig iets, dan besef jy bietjie later, soos, ek moenie eintlik, bietjie too soon, soos wat hulle in Engels sê, maar ek bedoel, so het jy ook geleer, enige fout wat jy maak is 'n leerproses ook, so, maar spotprente nie noodwendig, en nee, ek probeer altyd die neutrale persoon wees. Ja. Baie mense weet nie jy's ook 'n advertensieskrywer nie, maar hoe verskil daardie kreatiewe werk van jou spotprente of help dit mekaar? Ek dink meeste advertensies wat ek skryf is vir my 'n wonderlike ding om te doen. Ek hou van TV-advertensies skryf. Dis ook humor soos die Deeswil vrees, maar in TV-advertensies jy kan nie net 'n grappie maak omdat 'n grappie is nie. Daar's 'n struktuur wat jy moet volg. Daar's 'n sekere doel wat jy het en elke sekonde kos geld. So jy kan nou gaan in 2 minute setup hê vir 'n 1 sekonde punchline. So dit is amper dieselfde, maar jy volg sekere riglyne en jy werk volgens 'n doel. Jy kan nie net gaan, hier is 'n snaakse mannetjie en hulle sê twee goed nie. Maar humor sal altyd dieselfde bly, want dit is maar my tipe styl en hoe ek humor oordra. Kobus, ons het so 30 sekondes oor, wat hou jou na oor as 'n dekade en 'n half nog gemotiveerd om aan te hou skep en aan te hou mense laat lag? Ek eerlik te wees, ek kry my tye wat ek dink hoekom doen ek dit, moet ek net ophou en hier is 'n simpel ding wat ek doen, maar ek dink die sukses is gespansport, en mense wat my ondersteun, soos my online winkel, ideesvilvrees.com is ook 15 jaar oud hierdie jaar gewees, en mense wat my boeke koop, kinders wat ek deur skool sit met my humor, hulle leer van my werk af, ek dink dis wat my dryf en my laat aanhou, al sukkel ek soms. Baie dankie Kobus, was nou heerlik om met jou te gesels en asseblief hou aan skep en hou aan snaaks bly ingeskakel, dit is net hier na tyd vir bietjie musiek saam met Roan de Toy, so moet nêrens heen gaan nie. Goeiemôre, good morning is nou terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Welkom terug aan ons nou sopas geluister na Roan de Tooy se nuutste enkelsnit. Ek sal of nee, jy sien daar's 'n klaar met hom. Ek, jy en my bakkie, maar die regte ene is nou, dit sal lekker wees, dankie. Hæ? Jy sal gaan eintlik glad oor 'n bakkie nie. Ja, maar kyk net hoe lekker stiek hy. Maar dit sal lekker wees, dankie om jou weer hier te hê. Ek vra 'n verskoning vir daai en my vriend. Dit sal lekker wees, dankie, maar hoekom ek dit vra is, dit was aanvanklik iets anders, ek, jy en my bakkie, is dit nie? Nee, ek kan actually vir jou vinnig vertel, so wat gebeur het. Ons is besig om by die ateljee besig om 'n ander lied te skryf en ek gaan terug vir 'n writing session en Marco van Deventer van ons wat saam met ons skryf en Jerry is daar. Ons het nou 'n writing session op 'n ander song wat ons in elk geval ons kry. Hy's nou nog nie klaar nie, so baie. En ek het ingestap, ek het my motorfiets toe gery en ek het ingestap nog met my valhelm aan. En ek en Marco so dingetjie, hy maak altyd vir my koffie want toe hy die deur oopmaak, ek het nog fisies my helm aan. Dus ek vir hom dit sal lekker wees, dankie. En ek kan maar die koffie bring. En Paulo en Jerry het net so teruggesit en gesê, daar's 'n song. En 3 ure later het 'n song geskryf. Dit is letterlik so. Ons het besluit, wat is vir jou lekker? En ek het gesê, wel, ek love my vrou, ek love my bakkie en ons hou van ry en ons doen alles wat ons doen ons saam. So en dit is die hele ding bymekaar gekom. Maar soos ek sê, die song gaan eintlik glad oor 'n bakkie en as jy nie 'n bakkie het, jy het hom seker iets anders wil vind. Right, so na daardie intro, dit sal lekker wees. Dankie, hy is hier. Dit sal lekker wees, dankie. En dit is lekker om jy so te hê. So dis ook so lekker. Ek meen dis 'n lekker song, soos wat jy ook sê. Dis net so lekker bietjie laid back. Net so 'n bietjie geniet die musiek en geniet vir Roan. Is laid back is so lekker om op 'n live show byvoorbeeld net eenvoudig te sê, okay, ons doen nie swaar goed doen. Ons doen nie die komiese goed, die FHK doen goed en die Kannemans en daai goeders. Ek hou van doen ongelooflik goed op die vertonings, maar hierdie een is so lekker country rock feel. Dis bietjie musicianship, so die gitarist moet so 'n paar lyne lekker speel, maar dit is vir 'n musikant is dit ook lekker. Jy oordink dit nie. Jy dink nie jou dood nie, jy's nie moeg na die song nie, die mense geniet dit, hulle kan vinnig saam sing, want dit is nogal vinnig om die hoekline aan te leer en saam te sing. So, dis een van daai goed, hy sit net eenvoudig maklik, hy sing maklik, die band speel hom maklik, so jy's nie moeg, jy het nie nodig om jou sakdoek uit te haal en die sweet af te vee as jy klaar is. Roan, want ek weet baie van jou songs, ander songs en treffers is maar lekker tegniese songs wat jy laat werk, nee? En laat my maag pyn. Hoorie, en wat sê is die kernboodskap van dit sal lekker wees, dankie? Die eenvoud daarvan, ek dink dit is waaroor dit op die einde van die dag gegaan het. Ek het al so rukkie 'n ding wat nou eintlik in my kop, dit is nou baie filosofies, as hy nou en so 'n maklike song is hy nou regtig om te gaan analiseer. Is die eenvoud daarvan. Dit is bloot die feit dat ons is baie keer geneig daar om te kyk en wat op sosiale media aangaan en wat rondom ons aangaan en almal met hulle mooi prentjies en vakansies en karre en huise en dan word hy baie keer so 'n bietjie flatterd en jy dink by jouself, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom? Maar hulle wys nie die foto waar hulle aan die einde van die maand ook daar sit en wonder, maar hoe gaan ons daai betaal en hoe gaan ons alles regkry en hoe gaan ons juggle? Hulle wys nie daai nie en almal het dit. Almal het daai worry saam met die lekker. En ons het net eenvoudig besluit, maar kom ons gaan terug en gaan kyk nou hoe blessed ons is. Hoe geseënd is ons met dit wat jy het. Jy het jou familie, ek het my vrou, ek het nou in hierdie geval het ek gesê my bakkie, maar soos ek sê, dit gaan nie oor die bakkie nie, dit gaan oor daai iets wat die eenvoud daarvan, dit wat jy mee oor die weg kan kom en dit wat jy actually het. So baie eenvoudig. Ek, my vrou, my bakkie, kyk hoe maklik is dit gaan ons. En dit sal lekker wees, dankie. Dit sal lekker wees. Luister, en vir 'n man wat ook soveel studio-ervaring het natuurlik en ek meen optredes en goeders al vir jare is jy in die bedryf. Hoe besluit jy op watter genre jy gaan aanvat ook? Want ek meen jy kan enige genre doen. Ek is ongelooflik blessed om 'n klomp verskillende genres te kon doen deur die jare en dit is ook lekker om seisoene amper te taak. Ek meen ons het, as jy dink jy weet, so dat nou bietjie groter Soppy Love Song is, wat van 2019 afkom, daarna in 2022, 2023 het ek nog van Johan se goed, mag ek jou laaste wees, en daai goed gedoen wat ook bietjie meer back in the pocket love song, verskriklik mooi, maar ek het op 'n stadium besluit, maar ons kan nie net dit doen nie, al is dit mooi en al werk baie goed, ons kan nie net dit doen nie, ons moet vir mense die ligter kant ook bring, die ding wat 'n ou wil aansit, hierdie is 'n tipe liedjie, dit maak nie eintlik saak waar jy is nie, as jy moeg gewerk as jy kom by die huis en jy wil net sit en niks doen nie, kan jy kan op pad huis toe, in die kar hierdie song luister, jy kan hom Vrydag aand by die braai kan jy hom aansit, en ek het net eenvoudig besluit, maar kom ons doen 'n paar van dit, en 'n paar van die goed wat ek nou die afgelope tyd gedoen het, is lekker komies, is lekker Samsung materiaal, is lekker braaivleismateriaal. Ek hou van. Exactly, so, maar dit gesê, wil ek dan ook net vir die mense daar buite sê, want baie mense vra vir my, maar gaan ons weer 'n groot song kry, as ons nou klaar, dit is
alles daar. Ek is op die huidige stadium besig met seker omtrent 3 of 4 goed wat ek wil amper nie nou Flavor of the Month is nie, dis die goed wat noodwendig nou die streaming en die charts sal hit nie. Maar ek is ook op 'n plek in my lewe waar ek ook nie te veel daaroor worry nie. Ek sit 'n ding daar uit, ek hoop die mense hou daarvan en ons doen ons beste daarmee en die wat daarvan hou daarvan en die wat dan nou eerder iets anders gaan kies, dis ook okay, dis fine. En op die shows werk dit vir my lekker en dis 'n lekker balans op die vertonings. Ja, en is lekker, ek meen vir ons as kunstenaars ook na soveel jare, wil jy enige ding teken nie, jy wil net sommer 'n love song doen en dan wil jy weer iets ernstiger doen en so aan. Maar nou ja, as jy 'n keuse wil uitoefen oor watter liedjie vir jou op jou speelhuis gespeel moet word en iemand sê vir jou, hoe lyk dit met Roan de Tooi, dan sê, dit sal lekker wees, dankie. Roan, baie dankie vir die inloer en die lekker kuier my vriend. Blessings, ons sien jou met daai volgende een, groot, lekker ene, kom kuier net. Dis al van ons kant af, sien môre.